April is hier en die eerste week van April verwag ons reën en donderbuie oor groot gedeeltes van die land en dit is as gevolg van 'n hele paar weerstelsels wat sal saamwerk. Eerstens het ons 'n koue front van Dinsdag gly oor die suidkus met ligte reënbuie moontlik in die gebied. Later die week 'n hoëdrukstelsel en oppervlakdrog wat sal saamwerk om reën en donderbuie te bring vir die sentrale en oostelike gedeeltes van die land met 'n styl boligdrog wat die sisteme ondersteun en selfs donderbuie kan bring vir die Weskus, dele van die Karoo met meeste van die reën wat hier sal val oor die sentrale gedeeltes van die land. En hierdie pink kleurskakering wat deurkom kan tot en met 50 mm reën val tot en met Vrydag aand en in die swart kolle wat deurkom verwag ons tot en met 100 mm reën oor dele van die Noord-Kaap, Noordwes en die Vrystaat. Nou die Dinsdag het die weerdiens waarskuwings uitgereik vir hewige donderbuie met swaar neerslae, haal en skadelike winde oor dele van Noordwes, die Vrystaat, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. So hier is jou Dinsdag voorspelling. Oornag tot Dinsdagoggend sien ons die koue front wat beweeg rondom die suidkus met ligte reënbuie agter die koue front. Oggendbuie is vanaf vroeg moontlik hier oor dele van die Noord-Kaap, Noordwes, die Vrystaat, sowel as dele van die Bosveld en Gauteng met 'n mistige oggend wat voorlê oor die Hoëveld in KwaZulu-Natal en hier oor die Weselike binneland. Dan verwag ons verspreide reën en donderbuie teen die middag oor die sentrale gedeeltes van die land. Dit sluit die oostelike gedeeltes van die Noord-Kaap in, sowel as Noordwes, die Vrystaat, Gauteng, dele van Limpopo en Mpumalanga en hier rondom die Ooskus en die aangrensende binneland en die noordelike gedeeltes van die Oos-Kaap. Dan verwag ons ligte reënbuie rondom die plateaurand in Limpopo en Mpumalanga hoofsaaklik Dinsdagoggend, ligte reënbuie agter die koue front oor die suidelike gedeeltes van die land en dan misreën moontlik rondom die Weskus en die aangrensende binneland. Jy sal 'n swak fotovoltaïese oes op jou sonpanele hê hier oor die suidelike gedeeltes van die land, dele van die Oos-Kaap en die sentrale gebiede as gevolg van daai bewolkte en stormweer. Suidwesse winde waai fris tot sterk agter die koue front rondom die kusgebiede van die Oos-Kaap, later versprei dit oor die kusgebiede van KwaZulu-Natal met 'n sterk suidewind wat later waai rondom die Weskus en veral sterk waai oor die suidelike kus van ons buurland Namibië. In die Weskaap is dit aanvanklik bewolk en mistig rondom die Weskus, later 'n suidewind wat fris tot sterk waai. Dit is koelerig rondom Kaapstad met net 22 die middag hier. Enkele ligte reënbuie is moontlik oor dele van die Wynlande, die Oeverberg, die Klein Karoo en die Tuinroete met temperature in die gebiede net so rondom die laat 20s, 22 in Swellendam, 21 in Mossel Bay en George, net 19 die middag in Plettenberg Bay. Gedeeltelik bewolk met enkele tot verspreide reën en donderbuie moontlik in die Karoo, dan verwag ons enkele reën en donderbuie oor die suidelike gedeeltes van die Oos-Kaap, later verspreide en hewige donderbuie moontlik oor die noordelike gebiede, waar die weerdiens al geel vlak 1 waarskuwing uitgereik het vir hewige donderbuie met suidweste winde wat later fris tot sterk waai rondom die Ooskus en versprei oor die kusgebiede van KwaZulu-Natal. Dit sal 'n warm middag wees oor die binneland van KwaZulu-Natal met temperature in die hoë 20s en uiters warm hier rondom die noordelike kus met 34 die middag in Richards Bay met 'n paar hewige donderbuie moontlik teen die aand waar ons 'n geel vlak 2 waarskuwing in plek het. Aanvanklik mistig rondom die plateaurand in Mpumalanga, later warm in die Laagveld met temperature in die middel 30s, temperature net so rondom die middel 20s oor die Hoëveld met enkele reën en donderbuie wat versprei sal raak hier oor die westelike gedeeltes van die Hoëveld. Aanvanklik ook mistig oor dele van Limpopo met ligte reënbuie moontlik rondom die plateaurand. Donderbuie is vanaf vroeg moontlik oor die Bosveld en dan teen die middag is enkele donderbuie plek moontlik oor dele van Limpopo. In Noordwes is dit aanvanklik mistig, later temperature rondom die middel 20s met verspreide reën en donderbuie moontlik teen die middag. Die weerdiens waarsku teen hewige donderbuie met 'n geel vlak 2 waarskuwing in plek. In die Noord-Kaap is dit 'n koue oggend oor die suide met missige toestande aanvanklik oor die westelike binneland. Dit is 'n winderige dag rondom die Weskus met enkele tot verspreide reën en donderbuie moontlik later hier oor die sentrale en oostelike gedeeltes van die Noord-Kaap. 'n Bewolkte oggend in die Vrystaat, later is dit koel met temperature net so rondom 20 grade. Verspreide reën en donderbuie is moontlik met die weerdiens wat waarsku teen hewige donderbuie. Ook aanvanklik mistig oor dele van Gauteng, later temperature so rondom die middel 20s met verspreide reën en donderbuie moontlik vroeg die oggend en dan weer teen die middag. In ons buurland Namibië is dit gedeeltelik bewolk rondom Keetmanshoop, winderig in Loederitz, meestal sonskyn toestande in Walvis Bay met enkele donderbuie moontlik rondom Mariental, Windhoek en dan noord van Windhoek met meestal sonskyn toestande in Oshakati. Dan teen Woensdag sien ons mistige toestande rondom die Wes en die Suidkus ook hier oor dele van die Karoo. Verspreide reën en donderbuie is nou moontlik oor die oostelike en noordoostelike gedeeltes van die land, waar dit heelwat koeler sal wees as gevolg van daai hoëdrukstelsel wat rig agter 'n koue front.
Teen donderdag sien ons 'n styl bolig wat enkele donderbuie kan bring vir dele van die Weskus en die Karoo. Dit sal versprei raak hier oor die sentrale en noordoostelike gedeeltes van die land. Reënerige weer word verwag oor die ooste met temperature wat net so rondom 20 grade sal wees, 20 die middag in Johannesburg en Pretoria, maar warm nou in die weste met 35 in Vredendal. Al dis al van my af. Geniet jou Dinsdag, tot weersiens van jou gunsteling weerdiens.